Goeiemôre en welkom van my kant af. Dit is so lekker om hierdie tyd saam met jou vandag te spandeer. En ons skop vandag 'n nuwe reeks af wat ons noem Oor min was jy getrou. En ons hartsbegeerte is dat ons as 'n geloofsgesin, as 'n familie op missie oor die volgende 3 weke gaan stil staan by dit wat God ons mee met vertrou. Wil jy gou vir 'n oomblik net saam met my dink aan hoeveel God jou werklik vertrou? Ek weet nie of dit jou ooit sulke eksistensiële vrae vir jouself gevra nie. Maar vir 'n oomblik, dink net gou aan dit wat God alles aan my vertrou en hoe baie hy my vertrou. Maak dit jou benoud? Daarom nie, fantasties, prys die Here. Jy sien gewoonlik wanneer ons gesels oor vertroue, en dit is in meeste van die geval, is dit presies wat ons sien, is dat ons gaan onmiddellik na waarmee ons hom vertrou. Selfs in ons aanbidding vandag, het ons dit kom doen. Dis die natuurlike reaksie. Here, hier's waarmee ek jou vertrou. Ek vertrou jou met my gesin en my gesondheid en my finansies en my toekoms en my hoop en my vrese. Als kom ek en ek sit dit voor U. Ons vertrou hom. Enigiemand hier vir die Here vertrou? Ek hoop so. Amen. Okay. Ons kry dit reg. Maar aan die ander kant van vertroue staan God die Vader en hy kyk na ons en hy vertrou ons ook. En hy vertrou ons met goed. En ek wil hier vir 'n oomblik net stil staan en ek wil net 'n paar van die goed noem, want vir jou klink dit dalk abstrak, vir jou klink dit dalk soos 'n ver prentjie, maar ek wil dit net vir 'n oomblik 'n rapsie nader bring aan net wat die woord vir ons sê oor wat God ons mee vertrou. Eerstens, hy vertrou ons met sy kerk, sy bruid en sy mense. Hy vertrou ons met sy skepping. Ons bestuur sy skepping. Hy vertrou ons met 'n roeping, 'n woord en selfs met sy missie en koninkryk. God vertrou ons. Maar boonop al hierdie goed, kom vertrou hy individue. En op 'n baie unieke en spesiale manier, kom kyk hy na jou lewe. En hy vertrou aan jou op 'n unieke en spesiale manier. Dis nie net generiese en groot oorhoofse goed wat ons almal saam mee vertrou is nie. Dit is spesifieke goed. Wanneer ons na jou lewe kyk, na jou verhoudings, na jou finansies, na jou tyd en vermoëns en talente, vertrou hy jou op 'n spesifieke en spesiale manier. Nou hier's wat ek vandag saam met jou wil doen. Ek wil saam met jou stil staan en kyk na dit waarmee die Here ons kom vertrou, spesifiek in verhoudings. En ek wil net vir 'n oomblik, wil ek net stil staan by een gedagte, is hoekom vertrou die Here my met hierdie goed? Ek meen die eerste reaksie wanneer ons hierdie goed teekom is, Jessie, maar ek dink ek het al foute gemaak. Ek dink ek het al op 'n plek gekom waar ek myself ten minste net kan diskwalifiseer van hierdie goed wat die Here my mee vertrou. En ons voel partykeer incompetent. Ons voel partykeer ek misluk in die basiese goed wat die Here vir my gee. Nou ek gaan jou vra om my hand op te steek nie, maar ek is 100% oortuig dat meeste mense in hulle lewe hierdie gaan teekom. So dit voel asof ek misluk, asof ek dalk sukkel, al is dit op 'n paar areas. Maar kom ons vra die vraag, hoekom vertrou die Here my? En hoekom vertrou hy goed aan my? Is dit 'n diep vraag vir 'n Sondagoggend? Is dit 'n baie diep vraag? Ons het nodig om daartoe te gaan, want wat volg hierna is so belangrik. Dit is kardinaal tot hoe ons dink en verstaan wat die Here deur jou lewe wil kom doen. En die eerste ding wat ek vandag net vir jou wil wys, net vanuit hierdie, en dit is baie belangrik, is dat die begeerte om in hierdie lewe die goed te hê wat ons nou gelys het, om 'n familie te hê, 'n gesin te hê, om verhoudings te hê, om hulpbronne te hê, die begeerte om te weet ek het vermoëns om deur hierdie lewe te gaan. Daai begeerte is nie 'n menslike begeerte nie. Volg my gou net in hierdie paar sinne. Die begeerte om in hierdie lewe die goed te hê waarmee jy vertrou is nie 'n menslike begeerte nie. Dis 'n Godsbegeerte wat gebore is in jou hart.
elke begeerte wat jy gaan teekom, wanneer dit kom by die goed wat ons wil hê, die goed wat ons wil doen, en die mense saam met wie ons dit in hierdie lewe doen, is nie 'n menslike begeerte nie. Geen ander skepsel in die hele skepping deel hierdie behoeftes, soos wat 'n mens doen nie. Dis nie 'n mensgebore behoefte nie, dis 'n godsgebore behoefte. En ek wil hierdie vandag vir jou sê, is dat nie net kom gee God vir ons hierdie begeerte nie, hy kom gee ook saam met dit vir ons 'n bevel. Hy kom sit hierdie goed in ons harte, dat ons sal verlang na die goed, maar ook die verantwoordelikheid sal vat oor daai goed, soos wat hy dit goed gedink het. Dit is sy plan, dit is sy ontwerp oor jou lewe. Hoekom vertrou God my met goed? Wel basies, want hy kies om jou te vertrou. Hy het gekies om na jou toe te kom in jou unieke hoedanigheid, in jou unieke samestelling, en na jou toe te draai en te sê, ek gaan aan jou goed toe vertrou, eerstens, want ek sien jou in my beeld en gelykenis. Ek kan nie dat jy gelyk staan in my beeld, as ek nie aan jou toe vertrou nie. Want God sien ons as deel van hom. En so alles wat hy is, alles wie hy is, als wat hy gemaak het, kom gee hy oor aan ons. Nou ons spot baie met hierdie goed, en jy kan dit vir Luka gaan vra ook, vir ons seentjie. Is alles in ons huis, al ons besittings, al ons goed, sê ons onmiddellik vir hom, dis joune. Dis jou goed hierdie, dis nie pappa se kar nie, dis nie pappa se visstok nie, dis nie pappa se garage nie, dis jou garage. Hierdie is jou goed, want jy vat saam met ons verantwoordelikheid vir hierdie goed. En jy kry net soveel soos wat ons doen, al die benefits, al die lekker dinge en die goeie dinge, kry jy net soveel soos ons. Dit is vir my interessant hoe baie gelowiges met 'n mentaliteit lewe, waar hulle dink hulle moet nog vra vir iets, wanneer God dit reeds vir ons gegee het. Wanneer ons dink ons moet nog werk om iets te verdien, wanneer hy lankal vir ons gesê het, dis joune. Dis joune. Christus se belofte, ek kom om vir jou lewe te gee, en lewe in wat? Help my. Lewe in oorvloed. Nie net sien God ons as gelykstaande in alles wat hy het, en alles wie hy is, word aan ons geallokeer nie. Nie net dit nie, maar hy sien ons in dieselfde manier as medewerkers. Paulus praat van hierdie in 1 Korintiërs. So ons is nie net slawe van God nie, ons is nie net diensknegte, ongestel onder God nie. Nee, hy sien ons as medewerkers, vennote. Alles wat hy het, alles wat hy beplan, alles wat hy doen, hy bind ons in. Hy vat ons saam en hy stuur ons uit. Dit is hoekom hy ons vertrou met goed, want hy sien ons as medewerkers en saam met dit ook. En dit is wat Efesiërs 2 vir ons sê, so mooi, ons is gemaak in Christus vir goeie werke. Dat die goed wat God aan my vertrou het, hy 'n plan mee. Hy het nie net lucky packet uitgedeel ergens, en dit wat hy in die stoorkamer gehad het, die voorraad wat oorgebly het, hy nou maar net geallokeer, dat dit maar net min of meer regverdig lyk in die hemel nie, jy weet, dat niemand voorgetrek word nie. En was 'n basiese admin oefening nie. Dis nie wat God gedoen het nie. Hy het gesê, ek beplan goed vir jou lewe, en vir daai roeping om te realiseer, het jy goed nodig. Het jy goed nodig? Ek gaan daai goed rondom jou kom bou. Ek gaan daai goed rondom jou kom sit. Dis hoekom hy jou vertrou. Vir dit wat voor lê. Vriende, die woord is duidelik vir ons met hierdie. Nou ek wil vandag stil staan en ons gaan kyk na 'n baie bekende skrifgedeelte. En ek wil jou saam met my nooi om saam met my Matteus 25 oop te maak, en ons gaan tyd spandeer in hierdie. En ek gaan spesifiek in die raamwerk van verhoudings praat, alhoewel die taal wat gebruik word nie so seer duidelik oor verhoudings praat nie, maar ek wil jou wys hoekom. So lees gou saam met my Matteus 25 vers 14 tot 15. Jesus vertel 'n vergelyking. Hy sê dit is soos 'n man wat op 'n lang reis sou gaan. En hy het sy diensknegte geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Aan die een het hy 5 talente gegee, aan die ander een 2 en aan die derde een 1. En elkeen volgens sy vermoë. En toe het hy op sy reis gegaan. Ek wil vandag een kernoortuiging met jou deel. Wat alles wat ons nou met mekaar gaan deel.
gaan terugkom na hierdie een enkele punt toe. En vir baie mense vandag gaan hierdie dalk voel soos 'n onmoontlike waarheid. Want in ons menslike vermoë sukkel ons om hierdie prakties te doen. Ons sukkel om regtig hierdie te erken in ons lewens en die eenvoudige is, en ek wil hierdie vir jou wys. As jy regtig oortuig dat alles aan hom behoort. Dis 'n baie moeilike skuif om te maak. Dis 'n baie moeilike skuif om te maak wanneer al wat ons geleer is, al wat ons aan gewoond is ons vat net die krisisse en die uitdagings na die Here toe en sê, okay, jy moet nou hier uitsort. Here, jy moet nou hierdie goed regmaak. Hierdie diagnose, hierdie bankstaat, hierdie realiteit, hierdie omstandighede, jy moet hierdie goed regmaak. Maar alles wat ons is, alles wat ons het en alles wat God al ooit gemaak het, is syne. Hy is die eienaar van alles. Elke verhouding, jou huwelik, jou kinders, jou vriendskappe en selfs jou vyande, alles behoort aan hom. Dis nog nooit joune gewees nie. Het jy al so daaraan gedink? Dis 'n baie konfronterende oortuiging hierdie. Maar ons sien hierdie gereeld is wanneer ek die beheer oor iets hou, dan lê die onus op my om hierdie ding te maak werk. Dit is vir ons so lekker, ons bly nou in 'n huurhuis al die laaste jaar en 'n half, so amper 2 jaar. En die eienaar is fantasties, want als in die huis wat breek, ek stuur net 'n WhatsApp en sê net vir hom, dit moet vervang word, en hy sê net, trek dit van die huur af. En ek slaap so lekker in die aand, want ek weet geysers wat bars, en ceilings wat inval, en goed wat blaas, lê nie op my nie. Ek is nie die eienaar van daai plek nie. Ek bestuur daai plek, dit is vir my baie lekker om dit te doen, en ek kyk mooi na die tuin, en ek maak seker die mure bly skoon, en ons doen nie moeite met die plek, maar dit is nie my plek nie. Ek slaap baie lekker dat ek weet, dit behoort aan hom. Maar wanneer ons dit aanneem, dat die goed rondom my is net afhanklik van my, en dat ek die een is, die onus, die busstop by my, dan lewe ons met onnodige spanning en angs. En jy sal hoor hoe ons daaroor praat, dis my kinders hierdie. Ek maak die besluite oor hulle lewens. Dis my besigheid. Dis my geld, dis my budget. Ek het gaan swat, ek het gaan werk, ek het hierdie salaris verdien, dis myne. Hoor julle wat ek sê? Is julle saam met my? Dit is nie ons nie. Ek wil hierdie vir jou wys, dis interessant, die Here roep ons as rentmeesters. Rentmeester is 'n baie finansiële en besigheidsterm, nee. Dit word nie noodwendig gebruik in 'n ander hoedanigheid buiten die bestuur van goederes en dinge nie. Maar dit is die term wat God kies om aan ons te kommunikeer wat ons rol is wanneer ons die goed in ons lewe kom bestuur. Ons is rentmeesters. Ons is nie eienaars van hierdie nie. Dit is nie jou huwelik nie, dit is sy huwelik. Jy is 'n rentmeester van haar huwelik. Dis nie jou kinders nie, dis sy kinders. Hulle is aan jou toevertrou. Dis nie eers jou passie en jou ambisie en jou roeping nie, dit is syne, jy dien dit net. Ons kan nie sê hy is koning bo alles, as hy koning van niks is in jou lewe nie. Hallo? Amen. Dit is vriende, hierdie is die sleutel tot werklike gelukkige lewe. Wanneer ons kan erken, hy is die eienaar. En my lewe staan in diens van dit. En die besluite wat ek maak, en die manier hoe ek myself handhaaf, en die manier hoe ek leef, staan in diens van hom. Dis nie aan die kant om nie. Ons kontrakteer hom nie in om ons goed te kom uitsort, en wanneer ons gelukkig is, dan sê ons, okay, shop, ek is reg vir die volgende 2 maande se kerk, ek kan maar bietjie skiep, ek kan maar bietjie mis, alles gaan goed. Maar sodra daar 'n issue is, kontrakteer ons weer die Here in. Kom, kyk gou net hier. Kom konsulteer net gou hier, en dan is ons weer okay vir 'n rukkie. Dis nie die mentaliteit wat gelowiges meeleef nie, veronderstel. Nou ek wil teruggaan na hierdie skrifgedeelte toe. En ons het hierdie gesien ook, nee, is die duidelikheid wat Jesus vir ons hier kom wys. Hy sê die eienaar kom gee sy besittings aan hierdie diensknegte. Dit is sy goed.
Maar aan die ander kant is dit ook, en Jesus het hierdie gereeld gedoen, wanneer hy vergelykings gedeel het, in Engels parables, het hy nogals oordryf. Hy het die details van wat hy sê, het hy groot opgeblaas. Jy weet, hy sal sê, as jy die geloof het soos 'n mosterdsaadjie, dan sal jy hierdie berg kan verskuif. Dan dink mense, dis 'n letterlike ding. Nee, ek moet letterlik net soveel geloof hê, en dan gaan ek letterlik 'n berg skuif. Nou ek sê nie die Here kan dit nie doen nie, natuurlik kan hy is God, hy kan doen wat hy wil. Maar die rede hoekom Jesus dit baie intentioneel gedoen het, met eintlik 'n klomp hardkoppige Jode, godsdienstvas Jode, is hy het eintlik ernstige implikasies kom hak aan dit wat hy nou sê. Hy oordryf 'n ding sodat hy eintlik die implikasie van hoe ernstig hierdie ding is vir jou kan duidelik maak. Dis hoekom hy dit doen. Gaan kyk 'n bietjie wanneer Jesus leringe deel en hy praat in vergelykings. Hoe absurd van die goed klink. Ek gaan nou vir jou wys hoekom ek dit sê. Hy doen dit met 'n rede. Ek wil hierdie vir 'n oomblik net jou aandag hiernatoe vat, is Matteus 25 sê vir ons, soos wat Jesus hier praat met sy disippels en van die skare wat rondom hom staan, is so 'n paar weke voor sy kruisiging. En hy sê, hierdie eienaar gee sy besittings aan hierdie 3 diensknegte. Aan die een 5, aan die ander een 3 of 2 en aan die ander een 1. Dis interessant, wanneer ons eintlik stil staan by wat die wêreld, of wat die woord vir ons hier sê. Die term, die talent wat hy vir hulle gegee het, is nie die vermoë om mooi te sing nie. Ek weet nie of julle almal bewus is van hierdie nie, ek deel dit net vinnig met julle. 'n Talent was eintlik 'n vorm van om waarde te meet, spesifiek as dit by goud en silwer gekom het of jou dag se loon. So jy was betaal 'n denari. 'n Denari is 'n dag se loon gewees en 'n talent is ongeveer 6000 denari. Ons werk nou hier met inflasie en rentekoers, ons werk 2000 jaar terug. Dis 'n redelike som om te maak, maar ons kan veilig aanneem dat toe Jesus sê, hierdie eienaar kom vertrou sy besittings aan hierdie 3 diensknegte, was dit nie een enkele muntstuk, soos wat die kinderbybel jou geleer het nie. En die ou grawe 'n gaatjie en hy sit die een muntstuk daar binne nie. Dit was nie dit nie. 1 talent is 6000 denari. Ek wil net gou die wiskunde vir jou wys. Hy het 5 talente gegee vir die eerste dienskneg. Dis 12 miljoen rand vandag. OK. Dis absurd. Vir die tweede een gee hy 2 talente, dis 4.8 miljoen rand. En selfs vir hierdie nederige, afgesonderde een dienskneg, gee hy maar net 2.4 miljoen rand. 1 talent, 6000 dae se loon. Dis 20 jaar se salaris. Gee hy vir hierdie dienskneg. Hoekom het Jesus hierdie gedoen? Hy doen dit want dit is so absurd om te dink dat al daai Jode het dit nog nooit gesien nie. Dat een enkele meester kom en deel miljoene uit. Miljoene, groot waarde. En dan disappeer hy. En hy los hulle met groot waarde. Hy doen dit want hy vra vir ons, besef jy regtig die waarde van die goed wat die Here aan jou toevertrou het? Besef jy die waarde van verhoudings? Dit is vir my baie interessant. Wanneer ons praat oor verhoudings, en Jesus kom stel ons verhoudings gelykstaande aan ons verhouding met God. Dat in sy kop, die verhouding wat jy het met jou vriend, of 'n familielid, of selfs met 'n vyand, is in sy oë gelykstaande aan 'n verhouding tussen hom en jou. En Jesus doen dit 'n paar keer. Ek wil net vir jou 3 vinnige goed wys. In Markus 12 vra een van die fariseërs vir Jesus, wat is die belangrikste gebod? En hy antwoord en hy sê natuurlik, hê God lief met jou hele krag en verstand en ook jou naaste soos jouself. Nee, ons ken hierdie, is 'n Ou Testament eintlik wet wat uitgedeel was. En al die Jode daar verstaan dit. Dit is interessant dat Jesus kom en hy kom wys ons dat hierdie verhoudings wat ons hier het,
is nie minder werd as ons verhouding met God nie. Besef jy die verhoudings wat aan jou toevertrou is? Die waarde. Matteus 25, net 'n bietjie verder, sê Jesus, hy praat met dieselfde groep disippels. En hy sê, dit wat julle gedoen het aan die minste van hierdie, het julle aan my gedoen. Hy stel ons verhoudings met die mense rondom ons gelyk aan ons verhouding met hom. Lukas 6 vers 37 sê vir ons, vergewe en jy sal vergewe word. Wys genade en aan jou sal genade bewys word. Die beginsel is, hanteer mense soos wat jy hanteer wil word deur God. Ons almal ken die hanteer mense soos wat jy wil hê hulle moet jou hanteer, dis nonsens. Dis hanteer mense soos wat jy wil hê God jou moet hanteer. Want alles wat jy in verhoudings gaan doen, gaan 'n refleksie wees van jou verhouding met God. As jy sukkel om te verstaan dat God jou werklik vergewe het, gaan jy sukkel om ander te vergewe. Amen. As jy nie gaan verstaan hoe gebroken jy voor God was nie, gaan jy ander mense se gebrokenheid beoordeel. Hierdie mense maak stupid foute. Kyk hoe gebroken is hulle. Kyk hoe korrup is hierdie mense. Kyk hoe besteel hulle ons. Kyk hoe sleg maak hulle ons plek. Maar ek het al daai gedoen en 10 keer erger, ek het dit teenoor God gedoen. En hy het my vergewe, maar ek kan nie hulle nie. Sien julle hoe konfronterend hierdie is, wanneer ons dit vir mekaar sê, wanneer ons hierdie goed erken, vir God is verhoudings belangrik. Die implikasies van hierdie is groot. Dis hoekom Jesus dit so oordryf het. Dis hoekom in 'n vergelyking dit nie regtig gebeur het. Dit is nie 'n regte egte storie nie, hy het dit opgemaak. Dis 'n vergelyking, 'n parable om iets vir ons te leer. Kom sien die waarde van verhoudings. Kom ons lees 'n bietjie verder in dieselfde stuk vanaf vers 16. Die een wat 5 talente gekry het, het dadelik begin werk daarmee en hy het nog 5 verdien. Die een met 2 het dieselfde gedoen en nog 2 verdien, maar die een wat net 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy meester se geld daarin gaan wegsteek. Daai moes 'n groot gat gewees het. Want dit was nie 'n muntstuk nie. Dit is 2,4 miljoen rand. Ek wil jou wys wat Jesus eintlik hier aan die kant 'n gesprek het met die mense wat hierdie woorde hoor. Want aan die een kant is dit die storie wat hy vertel, maar aan die ander kant is daar 'n gesprek met elke hart wat die woorde hoor. En dit is 'n gesprek om te kom vra, het jy al eintlik jou hart kom toets? Het jy al werklik stil gestaan en jou eie hart kom toets? Want baie van ons lees hierdie en ons dink, "Jessie, maar dit klink nou verskriklik onregverdig." Dat hierdie arme een diensknegt, hy was dalk net bang dat hy die ou se geld gaan verloor en toe gaan grou hy 'n gat en hy bære die geld op. Wat is nou so erg daarmee? Wat is nou so erg daarmee? Hy het net die geld gaan bære daar in die gat. Die arme diensknegt. Maar Jesus kom wys vir ons. Later, ons gaan dit nie nou lees nie, jy kan dit self gaan lees, dat toe die meester terugkom en hy vir hierdie diensknegt vra, waar my besittings is, waar my geld is, waar is die waarde van die goed wat ek aan jou toe vertrou het, en hy sê, nee, hy was bang en hy het daar gaan bære in die grond. Want hy weet, hierdie meester kom oes waar hy nie gesaai het nie, hy is 'n harde meester, en hy is bang vir hom. Toe sê Jesus, dis nonsens in hierdie storie. Hy sê, want as dit die geval was, sou jy daai geld in die bank gaan sit het. Die banke het nie ontstaan 'n paar 100 jaar terug in Suid-Afrika nie, hoor. Daar was banke 2000 jaar terug toe ook. Maar die basiese ding wat almal daar geweet het, en dit het gebeur, dat 'n meester aan 'n diensknegt van sy geld gee, en die diensknegt gaan sit dit in die bank, en die eerste ding wat die bank vir die diensknegt vra is, wie se geld is die? En elke diensknegt was gemerk gewees, het of een of ander ring gedra, of hy was gebrandmerk, of 'n oorbel of 'n ding. Maar almal het gesien dat daai diensknegt behoort aan daai meester, en wanneer hy die geld gaan verklaar, soos wat jy jou inkomste by SARS verklaar, dan weet hulle, dit behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die eienaar. Jy sien, sy plan was, dat as hierdie eienaar moes weggaan, en iets dalk met hom gebeur,
En baie goed gebeur met baie mense. En hierdie eienaar moet weggeraak of wegval of weggaan. Dan is daai geld syne. Dan het hy dit gaan begrawe waar hy weet om dit te kry, want hy het daai vir homself eenkant gaan bære. Dis wat hy probeer doen, het die meester sê vir hom, jy kon daai geld veilig in die bank gesit het, en ek kon nog rente op het verdien het. Maar kom toets jou hart. Want ons besef, ons gebruik eintlik verhoudings in dieselfde manier, soos wat hierdie diensknegt die geld gaan wegsteek het, vir eie persoonlike wins. Wat kan die ding vir my doen? Doen ons dieselfde met ons verhoudings? Het jy al regtig jou hart getoets om te verstaan wat hier gebeur? Jy sien, die eienaar het hierdie geld toevertrou aan hierdie diensknegt en hy het gegaan en hy het probeer eienaarskap neem oor dit. Hy het dit probeer uitvat uit die Here se hande uit en dit syne maak. Die tweede ding wat hy gedoen het, is hy het sy duidelike taak in misluk. Jy weet, die woord sê nie vir ons wat die eienaar vir hulle gesê het oor wat hulle met die geld moes doen nie, maar ek dink dit was redelik voor die hand liggend, wanneer iemand vir jou 12 miljoen rand gee, jy dink nie dis vir roomys nie, nee. Jy dink ek moet iets met hierdie geld doen. En vir iemand om geld toe vertrou aan 'n diensknegt soos hierdie, is teen nie die eerste keer nie. Ons kan dit net aanneem, die woord sê dit nie vir ons nie, maar die punt is duidelik, daar was 'n taak uitgedeel, saam met die goed waarmee hy vertrou was. Hy het misluk in daai taak. Nie net het hy die eienaarskap probeer neem vir homself nie, hy het misluk in wat hy eintlik moes doen met dit. sien jy dit? En die laaste ding, ek wil hierdie vir jou wys, is uiteindelik was dit toe van hom af weggevat. Die eienaar sê, gaan grou daai goed op, wat jy so een kant toe gebêre het vir jouself, en ek vat dit van jou af weg. En hy gee dit vir die een wat die meeste het. En ek kan sien wat gaan deur jou gedagtes. Gaan die Here my mense van my af wegvat? Gaan hy my kinders van my af wegvat? Gaan my ouers van my af wegvat? Gaan hy my vriende van my af wegvat? Gaan hy my vyande van my af wegvat? Hoopelik. Ek spot. Die antwoord is nee, natuurlik nie. Hy gaan dit nie wegvat nie. Jy gaan. Die manier hoe jy jou verhoudings bestuur en 'n rentmeester van is, sal bepaal of daai goed in diens gaan staan van die roeping wat op jou is, en of jy daai kwaliteit van verhouding self gaan verminder. Dis interessant, ek wil jy met julle net saam met my sien, vriende. Julle ken die beginsel, as jy 'n R100 noot vat, en jy vrommel hom op, bly dit 'n R100 noot, nee. Bly 'n R100 noot. Maar vat daai R100 noot en gaan maak 'n lekker braaivuur met hom. Is sy waarde nog steeds R100? Nee, hy word nou as. Kry vir jou 'n baie lekker sportskar wat gemaak is vir die lang oop pad daar deur die lang paaie in die Karoo. En jy gaan voeter in die berge in en gaan volbaai vol met die ding. Jy kan dit dalk een keer doen, dalk 2 keer, maar ek beloof jou, ergens gaan daai ding nie meer baie waarde oor hê nie. En dis die beginsel van wat Jesus vir ons sê, as dit kom by hoe ons verhoudings handhaaf. As jy hierdie ding gaan misbruik, as jy hom gaan mis, as jy eienaarskap gaan probeer steel by die eintlike eienaar en hierdie gebruik vir self benefit, gaan jy die kwaliteit van hierdie verhouding so verlaag, dat die waarde van hierdie ding oppervlakkig min en goedkoop is. En jy gaan net hierdie lewe gaan en jy gaan voel asof jou verhoudingskwaliteit met jou vriende en jou familie en selfs met jy met jou vyande werk, gaan jy agterkom, die waarde van hierdie goed is maar goedkoop. Is maar min. Want ons probeer dit nog self doen. Jy weet, rentmeesterskap en verhoudings, en ek gaan net afsluit met hierdie is. Interessant hoe baie finansiële terme gebruik word in verhoudings. Ek het al gehoor, ons praat so, nee, ons sê goed soos verhoudings is give and take. Jy weet, the supply and demand. Het jy dit al gehoor? Ons sê goed soos, ek het al soveel belê in daai verhouding. Dis besigheidsterme.
Of wat van die emosionele koste van hierdie verhouding is te hoog? Hulle drein my. Die koste is te hoog. Wat van, jy skuld my iets, jy skuld my 'n verskoning, jy skuld my iets. Finansiële terme. Wat van hierdie verhouding is bankrot? Ons het niks meer om te doen met hierdie ding nie. Hy is bankrot, hy is in die skuld. In Engels, we have to repay the favor, né? Ons moet terugbetaal. Of wat van ek is kwaad vir daai persoon, so ek het hulle afgeskryf. Vriende, verhoudings is nie transaksies nie. Dis nie transaksies nie. Maar as ons op hierdie punt kom waar ons besef dat alles wat God al gedoen het in verhoudings, was omdat hy 'n goeie rentmeester is van verhoudings. Hy noem ons sy vriende en hoe het hy ons hanteer? Hoe hanteer hy sy vriende as medewerkers? En hy vertrou aan hulle toe en hy maak hulle deel in ons lewe in 'n kwaliteit van vriendskap met hom. Ons genade, daar's opbouing, daar's groei, daar's ontwikkeling, daar's soveel vir ons om te ontdek in 'n vriendskapverhouding met die Here. Maar hy noem ons ook familie van hom, né? Ons is sy seuns, sy dogters, sy kinders en hy gee sy lewe vir ons. Hy betaal die prys, finansiële term. Hy betaal die prys vir ons. Toe ons nog sondaars was, toe ons vyande was van hom, wat doen hy? Hy vergewe ons. Hy spreek ons vry. Hy vergeet elke oomblik van sonde teenoor hom en hy kom roep ons heilig. Vriende, ons het ek in 3 ure spandeer op elkeen van hierdie. Hoe lyk rentmeesterskap in 'n vriendskapverhouding? Hoe lyk dit in 'n huwelik? Hoe lyk dit in ouerskap? Hoe lyk dit met vyande wat jou onregverdig hanteer en jou besteel en jou bedrieg en jou bevoeter? Ons kan ure lank praat oor dit, maar die eerste stap wat jy vandag saam met my moet erken, is dat as ons wil weet hoe lyk rentmeesterskap in verhoudings, moet ons gaan kyk hoe hy met ons werk. Rentmeesterskap is vir God belangrik, want hy is die beste en mees perfek in rentmeesterskap teenoor ons. Rentmeesterskap is vir God in verhoudings belangrik. Hy is die perfekte rentmeester. Maar ons kom op 'n punt waar ons soos hierdie dienskneg vandag kan staan en kan sê, welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Vir jou het ek min gegee en oor baie meer sal ek jou toevertrou. Die eerste 2 diensknegte, dis wat hulle hoor van hulle meester af. Daai woorde, oor min was jy getrou. Jy wag vir die volgende deurbraak in jou huwelik. Is jy getrou met wat jy het? Jy bid, Here, vat hierdie absolute vyand van my net weg. Verskuif hulle na 'n ander kontinent toe. Asseblief, haal net vir my. En die Here sê, maar jy was my vyand, hoe het ek met jou gewerk? Is jy getrou met dit wat nou in jou verhoudings om jou gebeur? Want jy bid vir 'n deurbraak. Jy bid vir voorsiening, jy bid vir guns, jy bid vir genade, jy bid vir goedheid. Maar as jy getrou in die min, want dit wat hy vir jou gegee het, erken jy, hy is die eienaar, erken jy jou lewe staan in diens van hierdie. Sê jy vandag, saam met ons maak werk van wat hy vir ons gegee het. Ons gaan doen die taak wat hy aan ons gegee het. Dis rentmeesterskap in verhoudings. So ek wil jou nooi vandag, ons gaan in 'n tyd van aanbidding ingaan en ons gaan 'n lied sing wat 'n seënspreek is. En ek wil jou kom uitnooi, ek wil jou kom aanmoedig, kom sit jou hart werklik voor die Vader vandag, moenie hierdie oomblik mis nie, moenie min maak van hom nie. Kom sit hierdie oomblik voor hom en sê, Here, ek dink daar is dalk plekke waar ek hierdie gemis het. Daar's dalk plekke waar ek goed so probeer draai het, sodat ek die guns kan trek uit 'n ding uit. Daar's dalk foute, daar's dalk 'n verlede. Dalk sit jy nou in dit. Te sê, Here, hierdie goed behoort nie aan my nie, ek is nie die eienaar van hierdie goed nie. Maar ek het nie my rol as rentmeester opgeneem nie. Here, vandag kom merk ek hierdie dag. Kom roep my, kom
Kom sonder my af, kom lei my. Ek wil 'n rentmeester wees van die verhoudings wat U aan my toe vertrou. So kom ons staan saam, kom ons gaan in 'n oomblik van aanbidding in. Kom ons spreek net hierdie woorde. Amen.